net vanmôre by dit sê is kom ons vergeet wat mense van ons sê en dink, want ek en die Here weet wat is die waarheid. En wat die ander mense dink en sê is hulle saak. Solank ek en die Here weet wat is die waarheid, is dit belangrik vir my. Goed, ek wil vanmôre dalk 'n bietjie want ons bietjie saam praat en ek het baie gedink hierdie laaste week. Pastoor Laurens het so 'n wonderlike woord gehad. Kan julle onthou laasweek wat het hy gesê? Hy het gepraat van geestelike volwassenheid. En hy het die skrif uitgehaal uit Hebreërs 6 wat sê ons moet nie bly by die begin nie. Nou in die week toe ek hierdie ding oordink, want dit was vir my 'n woord van die Here af wat pastoor Laurens vir ons mee bedien het. Toe het ek gesit en dink en die Heilige Gees kom sê vir my, as ek dan geestelik volwasse is en ek verklaar myself, ek reik 'n verklaring uit, ek staan voor mense en ek praat met mense en ek sê ek is 'n kind van God en ek is volwasse, dan kom die volgende vraag en dis wat my geboei het, wat vir my gesê het, waar staan ek dan in my geestelike volwassenheid? Ons weet die volwassenheid, en hy het dit so mooi vir ons uitgelê. Die pad met ons geloop. Maar vanmôre, en baie van ons het 'n verklaring gemaak, en steeds wat sê, ek is 'n volwassene. Maar volwassenheid het ook sekere plekke in die lewe. Jy kry baie keer mense wat oud word, maar hulle word nooit groot nie. Het jy dit al gesien? Baie ouerige mense, hy het oud geword, maar hy het nooit groot geword nie. So in jou volwasse lewe moet ons weet waar staan ons. Ek moet myself evalueer. Ek moet vir myself kan sê, en luister, dis net jy en die Here wat daardie verklaring kan maak. Hoe staan my saak met die Here? Is ek op die regte plek? As ek nou doodgaan, gaan ek hemel toe? Kan jy dit vir jouself antwoord? As daar nou iets met jou gebeur, hoe seker is jy? Jy gaan hemel toe. En dis die punt wat ons moet maak, is dat Paulus kom en hy begin in die Korinte en hy leer hierdie mense. En ouens, hierdie is 'n baie belangrike woord. Ek wil net so vinnig wil ek net hier vir jou sê, want jy sien ons is so geneig om sekere dinge aan te hang, sekere goed, sekere wette, sekere gewoontes, sekere tradisies en moets en moenies en man, ek glo so en ek gee nie om jy glo nie, en elkeen, die woord sê elkeen het sy eie pad geloop. Maar dit is nie waar dit stop nie. Ons moet tot die eenheid van die geloof, Efesiërs 4 vanaf vers 1 sê, ons moet kom tot die volheid van die geloof. Ons moet kom tot die volheid en die waarheid en die kennis van God soos volwasse manne en vroue in Christus Jesus. Maar steeds is dit so dat ons verskil. Jy sien ou Willie preek beter as hierdie ou. En daai ou preek beter. Luister, ons moet wegkom by hierdie goed. Ons is aangestel en ons is gesalfdes van die Here. En as jy nie van 'n predikant hou of van sy woord nie, luister, blaai die blaadjie om. Dit is so maklik soos dit. Hou op om te kritiseer, want jy gaan nie altyd saamstem met dit nie. En Paulus kom in Korinte en hy begin met hierdie gemeentes en hy sê iets wat baie belangrik is. Hy sê in 3 vers 4 sê hy sê, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Hoor wat sê hy, waarsku. Hy sê jy moet nooit een predikant of een broer of een suster of een wat noem dit wat jy wil. Jy moet nooit iemand hoor ag
as wat dit werklik is nie. Ons is dieselfde, ons is gelyk. Voor God is ons gelyk. Hy sê, ek is van Paulus, ja, hy sê, ek is Paulus, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan? Wie is Apollos? Anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het. Hy sê, ek het geplant, sê Paulus, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Ouens, kyk net hoe mooi realiseer hierdie ding. En ek sit hierdie week, sit ek en dink, en Pastoor Lourens het nou gepraat oor hierdie, en die Here gee vir my 'n woord wat net daarop volg. En so volg ons op mekaar se woord, en dis lekker. En ons sit en ons is vry in die lewe. Maar nou wil ek eintlik kom by die regte woord wat hy vir my gegee het, en dit is 1 Korintiërs 3 vers 10. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, Paulus, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Hoor wat sê hy? Hy sê, jy het in 'n kerk gesit waar jy tot bekering dalk gekom het, of die Here Jesus ontmoet het. Hy sê, maar toe op 'n volgende keer het jy by 'n ander gemeente gekom, wat hierdie ou se woord jou aangevul en opgebou het. Dis wat hy sê. Hy sê, bou daarop, maar elkeen, en hier kom hy nou na ek en jy het na die individu toe, hy sê, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. En vriende, dit is die ding vandag. Ek moet baie versigtig wees. Hoe bou ek aan my Christelike lewe? Hoe kom ek by die werklike volwassenheid uit? En Pastoor Lourens het dit vir ons so mooi verduidelik laasweek. Want ek wil jou waarsku vanmôre. Die Bybel is 'n baie gevaarlike boek in baie mense se hande. Want ons haal uit wat ons wil, ons sê wat ons wil, ons dink wat ons wil, en dis die woord wat jou eendag gaan beoordeel. Die woord gaan jou oordeel. En daarom is dit baie versigtig, en want hy sê op 'n ander plek, hy sê die woord is soos 'n tweesnydende swaard. En ons moet oppas, wat haal ek uit Openbaring 22? Of wat sit ek by? Hoe bou ek dan aan myself? Ek weet wat is 'n volwasse Christelike lewe. Ja, jy kan my niks vertel van my kindskap en van my lidmaatskap en van al hierdie, jy kan my niks van dit vertel nie. Maar in die realiteit, in die werklike lewe, is ek daar waar ek vir myself plaas. Is ek werklik op 'n plek waar ek met die werklike eerlikheid in my hart kan sê, ek is daar. Kom ek wil julle sê, wat is die grootste probleem vandag in die kerk van die Here Jesus? En dit is, ons vrees nie meer God nie. Ons vrees nie meer God nie. Want dis allerhande, ek sê wat ek wil, ek doen wat ek wil, ek dink wat ek wil, ek kritiseer hierdie predikant, ek kritiseer daai ou, en daar's nie harmonie, daar's nie daardie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan mee nie. Ek vrees nie meer die Here nie. Nou weet ek Efesiërs 5 vers 2 sê, jy leef, jy's in 'n uitdagende lewe. Jy word elke dag uitgedaag
om sekere dinge te doen en daar is sekere dinge wat jy moet doen. Daar's 'n realiteit as jy by daai deur uitgaan. Daar's 'n werklikheid in elke ene van ons se lewe. So ons is in Suid-Afrika, kan ek vir julle vanmôre sê, is ons in 'n revolusie. En 'n revolusie is so ver van 'n oorlog af. En nie net in die sekulêre of die materialistiese samesyn nie, maar ook in die geestelike. En daarom is dit nodig. As ek begin bou aan my geestestoestand, as ek in 'n dieper dimensie met God wil wees, as ek regtig wil begin verstaan en hoor, en ek wil in God se gedagtes begin intap. Ek wil wees soos, luister mooi vanmôre vir my. Wanneer laas was jy op jou knieë voor die Here en die trane het geloop? Kan ek jou vra? Broer, suster, ons moet hierdie goed, daar's dinge, hoe bou ek aan my geestelike lewe? Ek sê, ja, ek is daar. Ek is nie daar nie. Ek praat vir myself, maar onthou, die woord kom eerste na die predikante toe. Ek moet oppas hoe ek die woord wil interpreteer. Hoe ek dit wil maak soos dit my pas, of wat is die werklike werklikheid? Vrees vir God wat nie meer bestaan nie. Hoe aanbid ek die Here? Vader, ek dankie. Here, hierdie dag is verby en dankie Here vir die kos en dankie vir my geld en dankie vir my dankie. Dit het tyd geword dat ons God moet begin aanbid vir wie hy is, nie vir wat hy vir jou doen nie. Hy doen dit buitendien omdat hy vir jou lief is. Dis hy wat saam met jou in die moeder in die kraamsaal was. Dis hy wat die asem van die lewe in jou mond geblaas het sodat jy lewendige siel geword het. Ek moet hom begin. En ouens, toe die Here vir my hierdie woord oopmaak, en ek staan en ek huil, ek sit, ek sê, Here, hoekom is dit so dat elke keer as ek gebid het ek net gevra. Die vrae het moet opgehou. Ek soek geld, ek soek dit. En dan, as dit by die dankies kom, dan sê ek, dankie Here. Ons moet God begin aanbid vir wie hy werklik is. Vergeet nou maar hierdie kos en al hierdie goed. Hy sê mos, hy weet wat het jy, voor jy bid sê, hy weet wat het jy nodig, en wat moet jy kry? Ek dink regtig ons moet op 'n plek kom waar ons weer die vrees van die Here moet begin soek. Job 15 vers 12 was vir my so 'n wonderlike woord toe die Here my soontoe vat. Hy sê, waarom sleep jou hart jou weg? En waarom flikker jou oë so? My hart verlei my. My hart vat my gedagtes weg van die Here af. En dan flikker my oogies ook nog daaroor. Dis wat Job sê. Hierdie man het ervaring gehad in die woord van die Here. Habakuk 2 vers 11. Hy sê, want daar is 'n steen uit die muur wat roep, en die balk uit die timerasie gee hom die antwoord. Ons wil onsself nie eintlik meer heeltemal verootmoedig. En hoor wat sê die woord. Daar's 'n steen wat roep as jy stil bly. Lukas 19 vers 40 sê die klippe sal begin praat as ons dit nie doen nie.
Daar's 'n steen in die muur wat uitroep en dan is daar 'n ou balk sê, ou balk temerasie wat die antwoord gee as ek en jy dit nie doen nie. Waar is ek in my geestelike lewe? Is ek op 'n plek waar die Here my kan gebruik? Is ek Hebreërs 12 vers 2 wat sê my oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof? Want dis hy wat sit aan die regterkant van God op die troon. En ons beskuldig nie mekaar met hierdie goed nie. Ons praat oor werklikhede. Ons praat oor realiteite. Waar is my geloof? Vertrou ek nog die Here? Het ek selfdissipline om myself te dissiplineer om hierdie goed te mag doen? As ek op my selfoon kyk en daar kom iets op wat ek nie na moet kyk nie, blaai ek om of kyk ek maar? Want ek wil nou vir jou sê, jou selfoon het die grootste gemors op en jy kan dit nie mis nie en jy het dit ook nie opgesit nie, dit is daar. Selfs met jou komputer. Die goed kom outomaties op. En dis waar ek en jy dieselfde dissipline moet hê om oor te blaai of aan te gaan of wat ook al. Deuteronomium 6 vers 13 sê vrees God. Hy sê die vrees van die mens het verdwyn as dit by God kom. Die laaste tyd en ons praat oor die hele spektrum van die wêreld is daar so afvalligheid amper wil ek sê. Selfs in my lewe, ek moet beklei met hierdie goed. Ek beklei met hierdie goed. Want dis daar, jy roep dit nie, dis daar. En die probleme kom saam met dit as jy dit toelaat. En vanmôre wil ek vir jou een ding sê. Probleme. Jy kom nie oor 'n probleem nie, jy gaan deur hom. Hierdie probleem daar, jy gaan deur hom, my boetie en my sussie. Jy gaan nie oor hom nie, want as jy oor hom gaan, kry hom net weer voor jou. En dis die ding, ons moet hierdie goed veroot, ons moet op 'n plek kom, waar ons sou Karel Barth, en ek het dit al 'n paar keer vir julle gesê, ek moet in my geestelike lewe kom, waar ek vandag al kan dans op môre se musiek. Dink 'n bietjie. Jy moet daarom sterk wees. Jy moet daarom regtig op die regte plek wees om vandag al te dans op môre se musiek. Karel Barth sê hierdie goed. Hoe bou ons? Hoe kom ek? En ons het die antwoord laasweek gekry. Ek moet die regte dinge doen. Ek moet die regte mengsel, want hy gaan aan. Hy sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dis Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is of nie. Ek moet myself beproef. Ek moet myself dalk miskien in die leeukuil laat sit om myself te toets, of in die vuuroond. Glo ek werklik dat die Here kan doen dit wat hy moet doen. Ek moet myself opbou. En dan
kan ek kom by geestelike volwassenheid wat Pastoor Lourens so mooi die boodskap gehad. Pragtige, gaan luister hom weer ouens asseblief. Gaan luister weer daai boodskap. Hebreërs 5 vers 13. Wat sê hy? Vir jou en vir my. Ons is kinders van God, ons is right, ek gaan hemel toe, ek gebruik nagmaal en al hierdie goed, alles mooi, dis honkie-dorie en allerlei dinge. Hoor wat sê van vers 13. Hy sê vanweer die tyd behoort julle al leraars te gewees het. Maar julle het nodig om soos pasgebore babas weer gevoed te word met melk. Ouens, jy kom nooit in jou geestelike lewe waar jy graag wil wees nie. Daar's te veel stryd, maar jy leef soontoe. Jy beywer jouself om dit te doen, om op 'n plek te kom, want die vyand se aanslag is te veel op ek en jy, en daarom is dit so, as ek nie weerstand bied nie, dan kan ek dit nie maak nie. Dan kom ek op hierdie plek wat sê, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van Here, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geeste vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Ek en jy is op 'n plek, ons is in 'n indiensopleidingprogram. Totdat jy die dag jou asem uitblaas, is jy in opleiding deur die Heilige Gees. Ons sal nooit, miskien sal jy dalk daar kom, hy sê 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê sodat ons kan verander word van heerlikheid tot heerlikheid soos wat Christus Jesus is. Ons moet kom by daardie ding. Jesaja 60 vers 1 wat sê, staan op, word verlig, sodat jou heerlikheid kom en die lig van God oor jou kan opgaan. Jesaja 60 vers 1. Sodat die heerlikheid van die Here oor jou kan opgaan. Ons is in 'n skooltydperk, 'n geestelike skooltydperk. En daarom is dit nodig dat ons mekaar moet bemoedig. 1 Tessalonisense 4 vers 18. Hy sê bemoedig mekaar. Bemoedig jou boetie, bemoedig jou sussie. As jy sien hulle het 'n bietjie moeilikheid of wat maak die saak nie. Wees jy dan die sterkere een op daardie oomblik om vir iemand te bid of iemand net 'n paar lekker goeie woordjies, bemoedig mekaar. En dan sê hy, en so doen ons dan wat die Here wil hê ons moet doen. As ek jou bemoedig vanmôre met hierdie woord, dan wil ek sê kom ons gaan huis toe vanmôre. En kom ons bou. Want iewers in die muur, Habakuk 2, iewers in jou muur is daar dalk 'n steen wat moet uitgekap word en 'n nuwe steen moet ingemessel word voordat die balkanitemerasie jou gaan aanspreek daaroor. En ons moet een ding mooi verstaan vanmôre. Ons leef in 'n baie moeilike wêreld. Wie volhard tot die einde toe sê die al 4 evangelies. Ons is op 'n plek waar ons aan onsself moet kap. En onsself moet dinge verbeter. Dinge regmaak. Jy is nie daar waar jy wil wees in jou geestelike lewe nie.
Ja, dit is goed, ons gaan hemel toe en ons dien die Here en ons doen alles. Maar ons kan verbeter. Ons kan. Hoekom is hier is nie veel stoele oop vanmôre nie. Maar as almal in hierdie gemeente kerk toe kom, moet ons stoele indra. Ons sit met 180 lidmate. Ek moet dit eintlik op die lig sê. En ons sit met 400 volgers wat ons volg oor ons Facebook en al hierdie goed. Hierdie is 'n geseënde gemeente. Ek het hierdie week met mense in Ottosdal en Sannieshof en dan praat die ouens, hulle praat van, hulle het van 1000 lidmate het hulle teruggeval na 30 en 40 toe op 'n Sondag. Het my godsdiens, het die bloed van Jesus dan nou vir my goedkoop geword? Dat ek hom kan aanspreek, dat ek kan doen wat ek sê en wat hy nie. Ouens, ons moet versigtig wees. Daarom bou mekaar, bou op, sê Paulus, sodat julle kan kom tot die volheid van die woord en die kennis van God tot volmaakte manne en vroue in Christus Jesus, Efesiërs 4. Ek en jy se worstelstryd, Efesiërs 6, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die bose geeste in die lug. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die geestesvermoëns gehad het om bokant hierdie kerk se dak te kan sien, dan sal jy sien daar's 'n oorlog aan die gang tussen die lig en die duisternis. Want die vyand haat elke plek waar die naam van die Here aangeroep word. En daarom is dit nodig dat ek en jy mekaar sal bemoedig, dat ons mekaar sal sterk maak in die woord en mekaar bemoedig en klop iemand op die skouer voordat ons nou so maklik iets sê wat nie verkeerd is nie. Ag, ek was weer uitgehaal die week omdat ek goed gedoen het. Kon nie daaroor praat nie. Maar dis die rigting. Jy gaan vervolging kan weerstaan. Daarom is dit nodig dat ons onsself sal opbou in Christus Jesus. En my gebed vir jou vanmôre, ook vir u wat ingeskakel is in die diens, is dat die Heilige Gees vir jou deur tye, geleenthede, seisoene sal dra wat nie vir jou lekker is nie, maar dat ons nooit sal sê, die Here is nie daar vir my nie. Hy is daar vir jou. Al wil ek party daar sê, nee, die Here het my gelos. Dan is dit nie waar nie, want die Here los ons nie, ons los hom. Kom ons bou mekaar 'n geestelike huis. 2 Korintiërs 5:1. Jou aardse tentwoning hier afgebreek word, het jy 'n huis in die hemel. Nie met stene gebou nie. Hy sê nie met stene gebou nie, maar 'n ewige tuiste saam met die Here. Maar terwyl ons hier is, moet ons dalk maar 'n baksteen uitkap. Miskien 'n baksteen uitkap. Luister maar mooi na daar's miskien meer as een. En dis nie te sê jy sleg is, dit is maar net hoe die norm, die lewe en die vyand, ek en jy wil beroof van dit wat ons het. Kom ons gaan vanmôre uit en sê, Here, ek is so dankbaar. Vader, ek wil u vrees. En hierdie vrees is nie bang nie. Dis nie bangheid nie. Dis 'n vrees, 'n
iets, 'n bonatuurlike ingryping van die Heilige Gees wat jou hierdie iets in jou sit wat om te sê God is almagtig, hy's bonatuurlik. Hy is nie jou speelmaat nie. Maar hy's ook daar om te luister as ons met hom praat. 1 Petrus 2 vers 17 sê, vrees God en eer die koning. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek wil baie dankie sê vanmôre. Here, vanmôre wil ek U aanbid omdat U God is. Al hierdie ander dinge kom agterna. En Vader, ons wil vir U kom sê vanmôre ons waardeer, want U is ons Abba Vader. U is daardie God wat omgee vir sy kinders. Wat ons help en dra van dag tot dag. En as ons 'n fout maak, stoot U ons nie weg nie. Want die woord sê U het medelee met ons swakhede. En daarom wil ons U eer vanmôre vir wie U is. Dankie vanmôre Heilige Gees van God. Dat ons hierdie diens kan afsluit vanmôre met die wete dat U steeds in beheer is. Dit maak nie saak van omstandighede of situasies nie. U is steeds by en met en saam met ons. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. En